Baie welkom almal hier by Kuier om die Woord op hierdie lieflike somersdag wat lyk vir ons baie reën gaan kry en reeds al gekry het vanoggend. Jesaja 40, kan julle dit glo? Ons het getravel met hierdie Jesaja en hoeveel waarhede en pragtige voorbeelde en tipes en prentjies wat alles Jesus Christus vir ons beskryf, die nuwe bedeling wat reeds klaar aangebreek het, en nou is ons wedergebore kinders van die Here, en die van julle wat nog nie daar is nie, kom nou, dis tyd dat jy Jesus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Ons kan nou terugkyk, en ons sien, al die dinge het klaar gebeur en plaasgevind. So, dit maak Jesaja pragtige boek, veral as ons Jesus Christus die hele tyd daarin sien. Nou ja, hier staan die troostwoord van God, van die God van Israel. Nou, hy is 'n troostende Here. Ons het ook die trooster ontvang, die Heilige Gees. En daarom as jy troos nodig het, moenie kyk na mense om jou te troos nie. Gaan raak stil in die Here en ervaar sy troos deur sy woord. Amen. Ek kan net daar bysit in Korintiërs, wat vir my so mooi is. 2 Korintiërs 1 vers 3. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Wow! Ja, mense wat, Dit is mooi, né? mense wat swaar kry, het troos nodig. Yes. En daarom het ons ook al hierdie pragtige lesse wat ons gedoen het, wat ook die basis vorm dan van wie ons dan is as gemeente. Die daders van die woord skool, die gereedskapkas, of ons noem dit sommer 'n toolbox, wat vir jou dan lesse gee wat maklik verstaanbaar is, in raamwerke saamgestel op 1 bladsy, vir elke behoefte en troos wat jy kan uitdeel. Mense, wie van julle stem saam? Mense het troos nodig. Voel baie keer so troosteloos, né? Veral as die krag af is en dit reën en dit wil nie ophou reën nie. Of jy droogte of wat ook al. En troos is nodig wanneer daar strafgerig gebeur het. Partykeer het jy 'n pak sla moes kry, né? Want jy wil nie hoor nie. 'n Kind wat nie wil hoor nie, kry 'n pak sla. En dan na so 'n dag of 2, moet nou nie te vinnig die kind gaan troos nie. Hy moet nou eers bietjie daai eina verwerk, want hy het ons nou droog gemaak. Maar later gaan die ouers maar weer en dan troos hulle maar weer. Maar weet julle wat, ons is in die bediening van troos en die trooster is binne in ons en werk deur ons om almal te troos. En dit is jou bediening. So, ons het hierdie lesse dan, wat trooslesse is. So, almal van jou wat betrokke wil raak daarbey en wat weer wil groei daarin in bediening, want dan lewe jy werklik en dan voel jy die lewe is die moeite werd om vir die Here te lewe. So, julle is welkom om betrokke te raak. Laat weet ons maar net as julle meer by dit betrokke raak. Pastor Wimpie gaan weer aan daar. Ek gaan dit weer lees, want die vers 4 is nog net so mooi. En jy's nou waar? In 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4. Okay. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Dit is vir my so mooi. Alle vertroosting. Nou, luister nou vers 4. Wat ons troos in al ons verdrukking. Beautiful, nee. Sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. En Johannes 14, Johannes 16 beloof Jesus die trooster wat sou kom, en dit is wel gebeur. In boek Handelinge hoofstuk 2 is die Heilige Gees die trooster uitgestort op alle vlees. Almal wat vlees het hier vanmôre, waai vir my, dis vir jou ook. En die Heilige Gees is uitgestort vir jou en in jou, om jou te troos en jou in die volle waarheid te lei. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is. Nou hierdie is vir my so interessant, dat haar skuld betaal is. Want as jy vat, Jesus het toe nog nie
aan die kruis gehang en die skuld klaar betaal nie. Maar tog in beginsel vooruitskou hy en hy sê die skuld gaan klaar betaal wees. En nou kyk ons terug, is mooi. 2000 Nou jaar kyk ons gelede, terug. het dit gebeur, die 3 dae kruisoperasie, waarby ons almal ingesluit is, en die skuld is betaal. Amen. Ja, maar ek voel ons is baie Ek skuldig. gaan jou klap. Hou as jy op so skuldig praat. voel, hou op skuldig voel. Sê amen. Amen. Jou skuld is betaal. Wat sê Romeine 8? Amen. Daar is dus dan nou Geen veroordeling meer. vir hulle wat in Christus is nie. is. So is jy in of is jy uit? Amen. Wie wil in wees? Ek is in. Sê net ja vir Jesus. Amen. Okay. Dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. En dan 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here voor. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Nou gaan jy na Matteus 3 vers 3 toe. Dan sien jy nou hoe dit in vervulling gegaan. Ja, dis nou Johannes. Johannes die Doper. Johannes die Doper. Dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe. En sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. So, hier sien ons dat Johannes self het hierdie Wat gelyk woord wat gemaak hier gespreek is, in laat vervulling. gebeur. Ja, hy is die vervulling daarvan. En dan maak hy die pad gelyk. Sy prediking begin met bekeer julle. Hy woordjie bekeer, die Griekse woord metamoia, beteken verander jou sienswyse, want die koninkryk van die hemele is naby. Almal het gedink is ver, God is ver. Hy sê nee, dis nou hier. Dis op hande. En dan kom Jesus, want hy het die weg voorberei vir Jesus. Jesus begin presies dieselfde prediking. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is hier. Want wie is die een wat toepraat? Die koning self van die koninkryk van die hemele. Goed. En dan sê hy hierso, elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die bult moet 'n gelykte word en die rotsagtige plekke moet 'n laagte word. Vers 4 gaan na Lukas 3 vers 5 toe. Sê hy dit weer. Hy praat nog steeds van Johannes die Doper. Hy sê die prediking van Johannes die Doper, elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel sal wegsak en die kromdraaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke sal gelyk paaie word en alle vlees sal die heil van die Here, die heil van God sien. Nou, dit is nie net letterlik nou dat alles nou gaan soos die Vrystaat lyk waar ons bly nie. Nee, Ons het dan een koppie oor wat bietjie hoogte het, koppie alleen. Dis hoekom hulle hom noem koppie alleen. Dit beteken geestelik. Beteken jou geestelike lewe, jou lewe, daai bulte en storms en draaie en skurwe plekke in jou sienswyse word nou opgelos, want jy vervang jou sienswyse, jou skurwe sienswyse met Christus. amen. Heilsame sienswyse. Ek dink dadelik aan as jy vir hierdie berg sê, Ja. hef jou op en Hierdie berg van probleme en angstigheid en bindinge wat jy het, daai komplikasies in jou lewe. Sê vir dit, gaan, werk nie in die see. Wat is gebeur in die see? Is daar in werk, ons het weg. Laat my so dink aan hierdie pastor wat nou die vrou het, wat na hom toe kom, en sy kan net nie glo dat sy vergewe word nie. Hy sê, maar ek het so baie sondes. Pastoor, jy is seker nie so erg gewees, maar ek is so erg. Hy vat haar so na meer toe, en die water is so stil in die meer, soos 'n spieël, glad, daar is nie wind wat waai. En hy vat toe 'n klip, wat hy daar optel, en hy vat hom en hy sê, kyk, en hy gooi hom, en die klip val in die meer, en hy maak so 'n spat, en 'n golf, en het julle nou al gesien, dan maak hy ons sulke al rippels, Ja, gaan hy die rippels so aan, en dan raak dit weer stil, en daar's stil water.
Hy sê, okay, dit was nou my sonde. Hy sê, kom ons gaan nou jou sonde ook hierso ingooi. Toe nou soek hy baie grootlik, want die vrou het word nou erge, sy's nou erge toestand. Jo, en hy tel daar 'n groot boulder, kan jy sê, en die vrou moes hom help, hy sê, jy beter my kom help. Met jou sonde. En hulle sal en hulle steun en hulle kreun, en hy klim so half op 'n hoogtekie ook daar, dat hy nou 'n ordentlike splash kan maak. Hy sê, kom help en nou, dat ons nou hierdie sonde toestand van jou ook in hierdie meer kan inslinger. En hulle stooi, en hy trek toe nogal baie mooi, en intussen groot spat gewees. Wauw, hulle is sommer pap nat, spat hulle ook nat, en dit maak geweldige rippels, golwe. En hy sê, hang aan, en hulle staan en kyk, en die vrou kyk met groot oë, angstig, en daar raak die water weer stil. Hy sê, waar is dit nou? Sy sê, nee, is weg. Hy sê, dis presies wat gebeur, as jy jouself vir Jesus gee, dan verdwyn al jou laste. So ver as die weste is van die ooste, verwyder hy jou sonde toestand van jou. Dis weg, dis in die see. Gooi die berg in die see. As jy glo, sal jy vir hierdie berg sê, werk jy in die see, nie in jou hart twyfel nie, maar glo, dit wat jy sê sal gebeur, sal jy verkry, net wat jy sê, wat jy sê. Wat sê jy? Sê jy, ek is verlos, ek is vry? Sê jy, Romeine 8, as ek in Christus is ek 'n nuwe skepsel? Nee, daar nie, dit is 2 Korintiërs, 1 Korintiërs, kom help my gou, waar staan dit nou weer? Van as ek 'n nuwe skepsel is, as ek in Christus is ek 'n nuwe skepsel. 5:17. 2 Korintiërs 5 vers 17, ja. Maar vers 8 van Romeine sê, as ons in Christus is daar dus dan nou geen veroordeling meer nie. Stil is die waters. Okay, gaan verder. En nou gaan hy aan hierso, en hy sê, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Waarvan praat hy hier, die heerlikheid van God sal geopenbaar word? Ek dink hy praat van Jesus, wat sou wys, dat hier kom Jesus, en hy sterf van die kruis, en hy staan op uit die dode. Ja, is absoluut Jesus, ja. En hier word God se heerlikheid geopenbaar. Hy sê, en alle vlees tesame sal dit sien. Alle vlees tesame sal dit sien. Nou hy verwys hier terug na 1 Petrus 1 vers, as ons vers 22 sommer lees, want jy het nou gepraat van wedergeboorte, en dis absoluut waaroor dit gaan. Hy sê, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. En dan vers 24, want alle vlees is soos gras. So, jou vlees is nie belangrik nie. Wat is belangrik? Jou gees. Jou gees is belangrik. En jy praat daar van die woord wat wedergeboorte bring, want hier sê in Jesaja 40 vers 5, daar sê, want die mond van die Here het dit gespreek. En die mond van die Here is sy woord wat hy spreek. En die woord het vlees geword, onder ons kom woon, en sy naam is Jesus. En dis die woord waarmee ons nou besig is. Ou en Nuwe Testament. Ou Testament praat van hom wat sal kom. Nuwe Testament, kyk ons terug en sien dit het klaar gebeur. Okay. Ek gaan terug na 1 Petrus 1 vers 24, want alle vlees is soos gras, en die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Maar I like it. Die woord van die Here bly tot in ewigheid. So wat van jou gaan aanhou voortleef? Amen. Kom nou. Die woord in jou, wie jy dan ook is, sy kind. Amen. Amen. So, op 'n ander plek sê Gees is reg. Die vlees is van geen nut nie, maar dit is die Gees wat lewend maak. Hy sê 'n stem sê roep,
En hy vra, wat moet ek roep? En hy sê, alle vlees is gras, en sy aanvalligheid soos 'n blom van die Dis veld. presies wat jy nou in Petrus Dis gelees het. presies wat ek aan Kan julle sien waar kry Petrus die woord vandaan? Yes. Petrus en daai ouens en Jesus natuurlik nommer 1 en al die apostels kom uit dit uit, Ou Testament woord uit en hulle sien nou dit raak in vervulling en hulle is so opgewonde daaroor. Is vir my so pateties dat vandag 2000 jaar later kerkleiers dit nog steeds nie kan sien nie. Die woord is vervul, mense, afgehandel. Kom ons rejoice, kom ons dans. Amen. En nou Glas is dit, verdor. ja, maar nou is dit so pateties, nê? As jy dink, hoeveel tyd word daar gespandeer en jou algemene mense wat in die straat loop, hoeveel tyd word gespandeer aan die vlees? Aan menslike dinge. Aan die vlees. En dan, ek meen, ons het Sondag hier by ooreenkoms gehad en met die bring en braai, ons het soveel mense genooi. En die verskonings is vlees. Vlees. Nee. Dit alles gaan tot niet. Die enigste ding wat gaan bly staan, Dis die woord. is die woord. Die woord in jou, die woord. Kom ons eet hierdie woord, kom ons groei in hierdie woord. Kom ons word self hierdie woord, want hy sê, hy is die woord en ons is sy kinders. Okay. Vers 7, die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Hy bedoel nie hierso, die Here gaan jou kersie uitblaas. Hy kan as hy wil. Hy kan as hy wil, maar dis nie wat hier bedoel word nie. Hy bedoel maar net, as die wind van die tyd oor 'n mens waai, dan gaan jou tyd verby. Soos 'n blom, ek meen 'n roos kom nou uit en hy's pragtig. En dan kom daar 'n wind, 'n warm wind, en dit skroei die blare van die roos. En dan die volgende dag is die blare besig om te verkrummel. So die wind, die asem, maak dat daai blom eventually afval. Maar die woord sal nooit tot niet gaan nie. Maar die woord bly vir ewig. Vers 8. Jaag jy my aan. Ja, Vers 8. ek is opgewonde want dis oulike goed wat nog op pad is. O, en ek hier's- is besorg dat Hier is fantastiese goed. Hier is fantastiese kyk, goed. dames praat altyd te veel. Ek is besorg as ons nou te veel praat, dan gaan ons nie by dit uitkom nie. Ja, okay. Okay. Nee, dis nie waar nie. Partykeer praat mans Vers 8. nog meer as die dames. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand tot in ewigheid. Amen. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg en sê, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Nou, die woord wat hy hierso gebruik, hy sê, hef jou stem op met mag. Dit is 'n Hebreëse woord en daai woord is kuwah. Kuwah. Dit praat van eintlik soos wat die skepping kuwah is soos die skepping tot stand gebring is. Hy sê roep met mag. Sê kuwah, hier is jou God. Mense, hoeveel mense is daar buitekant wat God soek en lê en sit en sê, o Here, waar is U? Waar is U? Waar is U in al my nood? Waar is U in al my swaar kry? Hy sê, roep met mag, met kwag en sê, hier is jou God. Jou God is in die woord. En dit beteken nou nie Amen. dat baie mense wat nou so bid, hulle bid al harder en skree al harder, asof God nou doof is. En omdat hulle afstand ervaar, hulle besef nie, as jy Jesus aangeneem het, is die koninkryk van die hemel die koning binne in jou. En die plek waar jy die Vader vind, is binne in jouself. En weet jy, hoe vind jy die Vader? Jy maak 'n verklaring en sê, dankie Here, U het my klaar gevind, en ek het U gevind. Daar's geen afstand meer nie, sê almal, geen afstand. Amen. Die oomblik wanneer jy begin bid, jy kan hoor wanneer mense bid wat nie verstaan nie. En hulle bid op so 'n manier, asof God baie ver is, en dan gaan baie oor in vreeslike geskreeu.
En ek het so 'n gebedsgroep op 'n stadium van 'n sekere kerk bygewoon. Die mense het geskreeu. En hulle het gebid. En die ene ou het harder skree die ander en asof die Here nie hoor nie. En toe begin ek opstandig voel hier binnekant teen dit, want ek snap geloof. Geloof sê, God is klaar daar. God is in ons, hy is by ons. Ons kan mos net saggies praat. En sê, dankie Here, begin die regte verklarings maak. Sê, dankie Vader, Jesus Christus het die prys betaal, sodat ons die teenswoordigheid in die Heilige Gees die heeltyd kan ervaar. Dankie Here, die koninkryk van die hemel is in my. Dankie Vader, ek raak nou stil en ek is dadelik in U. Ek is in die skuilplek van die Allerhoogste, Psalm 91. Ek is by Psalm 23. Ek is by die stil waters. Ek lê op die groen bed. U gee my weiding. Ek ervaar U. Maak sulke verklaringe. Dawid sê, een ding begeer ek, een ding soek ek, en dis sy teenswoordigheid. Dat ek die lieflikhede van die Here kan skou in sy tempel. En wie is die tempel? Hy het gesnap, hy self die tempel. Wow! Jesus is die tempel, en hy het ons nou die tempels ingeneem, in dieselfde tempel. En daarom sê Paulus in sy brief, weet julle nie dat julle die tempels is nie? En wat is in die tempel? Die mees heiligste plek, die teenswoordigheid van die Here. Binne in jou, binne in my. So jy kan maar saggies praat, hoor. Jy het nie eens nodig om te praat nie, jy kan net dink. Dink Christus, yes. Ek wil net die betekenis herstel hierso. Ja. Wat ek bedoel het is om te sê, hier is jou God, is 'n woord van entoesiasme. Dis nie 'n woord van ongeloof nie, maar is 'n woord van entoesiasme. Into beteken, into is vol van God. So as jy baie gebid het en jy's vol entoesiasme, jy's vol van die salwing van die Here, dan is jy meer bold. Jy het baie boldness. Hierdie is vir my baie oulik. Dit weerspreek eintlik nie. Nee, dit Want weerspreek wanneer nie. jy dit so snap, sy teenswoordig is in jou, dan wil jy ander mense sê, hey, skud jou skouers, skud. Ek hou van daai kerk wat die mense so skud. Ek voel baie keer met die mense skud en sê, hey, die Here is hier. Word wakker! Sy naam is Emmanuel, God met ons, Amen. in ons. So ek kan verstaan waar wat is hy Grieks-Hebreëse woord? Koag. Vandaan kom jy wil mense kwag. Word wakker, dit het klaar gebeur. Dis by jou, dis in jou. Hou op moan, man. Hou op so aangaan asof die Here 10.000 kilometer ver is. Nee, dit bespreek niks nie, hoor. Nee, ek wil net die balans Die balans terugbring, ja. terugbring, want ons gaan eindig met entoesiasme. Die entoesiasme waarmee daar gebid word. So, 2 verskillende maniere om te bid. Ek praat van die reën wat saggies val op die dak, oor musiek. Yes, gaan voort. 2 verskillende maniere om te bid as jy bid uit 'n sienswyse uit van dit gaan nie gebeur nie, en 'n sienswyse Van van verklaar dit, het dit klaar. Dankie Here. Daai woordjie dankie moet inkom. en ek verklaar dit. Ja. Is gebeur. Klaar gebeur. Kratos, koninklike krag. Ek sê, Ja. hier is jou genesing, man, vat dit nou. Nee. Ja. Amen. So julle verstaan, waar kom dit vandaan? Kyk, die Here God sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Klaar gebeur nou. Ja. Hierdie beloning is in Openbaring 22 vers 12. Ja. Kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Nou, baie mense vat hierdie en dan dink hulle, hey, die Here gaan kom, hy gaan jou oordeel, hy gaan jou slat, hy gaan jou roost, hy gaan jou toast, hy gaan jou seermaak, hy gaan vir jou fortune vertel. Hy sê, sy loon is by my. En hy sê, kom gou. Dis geskryf 2000 jaar gelede. Amen. Dis geskryf deur Johannes. Net voor die verwoesting van die tempel in 70 na Christus. Dit was bedoel vir die kinders van die Here van daai tyd gou. Vir hulle was dit gou. Dis nie vir ons vandag gou nie. Okay. Ons kyk terug en sien die gou is verby. Jy beter gou regkom, né? Okay. En hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder, en hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra.
Die lammeroë sal hy saggies En lei. dis die troos. Hier kom nog steeds die troos nou deur. Yes. En weet jy wat, die trooster is nou in jou, in my. En weet jy wat? Nie net vir jou nie. Jy moet hom nou vrystel vir die mense in jou lewe. Kan jy nou sien, want die herder dra die lammers in sy arm. Nie 'n God wat kom met vengeance om jou te straf nie, maar 'n God wat die lammeroë vat en dra in sy arm. En die lammeroë, dis nou die oë wat dragtig is, saggies lei. Amen. Sien die metafoor van God se goedheid. Dis nie 'n God Dis vir my baie van mooi wat jy, vengeance nie. dis lammers en skape, Yes. nie bokke nie. Amen. Bokke is mislike goed. Bokke beseer die skape. Die trooster is vir die skape. Jy gaan net troos ervaar as jy 'n skaap word. Amen. Kom, almal van ons was bokke gewees. En toe ons Jesus aanneem, toe word ons skape. 'n Bok is 'n ding wat sy eie kop volg en hy's te slim, jy weet, jy kan hom niks leer nie. Wanneer jy die skaapmentaliteit ontwikkel, sê jy, Here, U is slim. Ek gee myself oor aan U. En dan word jy swanger en dragtig met nog lammers. Hallo? En dis waar die troos is. Wat bedoel ek daarby swanger en dragtig? In jou gedagtes is jy heeltyd besig om te bid vir al die mense in jou lewe. Jy sien hulle volmaak in Christus Jesus, Kolossense 1:28. En jy raak swanger in gebed vir hulle tot hulle geboorte bring in Christus Jesus. Kom nou. Ja, of gaan jy na huis en sê, ag nee, daai mense is geen hoop nie. Ag nee, ek ken hierdie familie van my. Daar's nie salf te smeer nie. Daar het jy dit klaar verloor. Jou gebed is verongeluk. Ware gebed is om te sê, klaar gebeur. Dankie Here, ek sien hulle volmaak in Christus en hou dit daar. Efesiërs 1. Verligte oë van die verstand, sodat hulle kan snap en besef dat God 'n werklikheid is. Sien jy dit heeltyd? Amen. Sien jy daai prentjie van die mense? Nou, dink vanaand weer net terwyl ons hier sit aan die mense die naaste aan jou, die mense wat jy so goed ken, die mense in jou huishouding. Kan jy hulle volmaak voorstel in Christus? Is dit moontlik? Ek onthou destyds pastoor Mimpie, toe jy my so 'n bietjie geopeneer het, nee, jy het my met 'n melkbottel gegooi. Ja. Ek was vervolg in my eie huis. Ja, Ek maar het so jy kwaad was- geraak vir my oor ja. Ek was 'n bietjie van die te overdo, nee. Ja. Jy was sarkasties. Was ek sarkasties, hè? Ja, jy het dit Ek het verdien. oral tartaatjies waar so neergesit, dit sy net tot bekering moet kom. En weet julle wat? Toe ek iets snap. Toe ek snap, roep dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Romeine 4:17. Sien almal volmaak in Christus Jesus. Efesiërs 1. Oë van die verstand, verligting. Ek sien haar so. Ek sien vir my die klaar, reg daar. Ek sien haar dans van vreugde in die kerk en hande klap. En toe kon ek nie help nie, toe lag ek. So Sarah in ongeloof. Dis kon nie wees nie. Mimpie, nooit, never. En nou vandag is ek die een wat meer prim en proper is en sy dans in die kerk. En ek is so 'n bietjie teruggetrokke. Jy's 'n dopper. Ek het nog steeds daai dopper mentaliteit. Weet jy wat die doppers kom van Johannes die dopper af. Okay, goed, gaan voort. Ons gaan net jou skoon. Nee. Verstaan julle wat ons hier sê? Ja. Hoe sien jy die mense in jou lewe? Sien jy hulle klaar daar? Want dan is jy Christus in jou en jy in Christus en daar's 'n krag, hierdie kragwoorde wat julle so bestudeer. Daar's 'n krag, 'n koag besig om vrygestel te word en jy gaan verbaas wees om te sien dat daai harde kojawels in jou lewe gaan begin versag en gaan begin honger raak vir Christus omdat jy nie budge nie. Sien dit hulle volmaak. Hou die oomblik as daar 'n gedagte jou aanval, ag, daar's nie hoop vir hulle nie, het jy klaar verloor. Gryp daai gedagte, neem dit gevange, bring dit gehoorsaam aan Christus. Sê amen. Mense, dis ons bediening. Alles is die laaste ding wat jy doen en jy gaan so uit en jy voel jy het niemand bereik nie, het jy dalk iemand bereik, die mense in jou huis. Daai harde kojawels in jou huis. Okay, ek weet nie hoekom ek nou so vurig oor dit is nie. Maar almal van julle wat luister, kom mense,
Dalk het die Here jou gestuur om net een persoon na hom toe te bring. En dalk is dit jou hele lewenstaak was net daai een persoon. Maar jy gaan hulle inbring in Jesus naam. Amen. Amen. Jy raak swanger in jou gemoed vir daai mense se geboorte. Amen. In Christus. Weet jy wat, as jy 'n geloofsaad plant, nee, ja, Daleen sal nou weet waarvan ek praat. As jy blommetjies saai, nee, en dan wonder jy of gaan hulle opkom, en jy gaan grou die grond oop, en jy haal die saad uit om te kyk, of jy dit ontken, dan, hy gaan nie groei nie, want jy het daai groeipunt versteur. Jy het ongeloofig gewees en nou weet jy, kyk, waar werk dit regtig? Nee man, kom ons glo. Laat dit groei. Okay, ek gaan nou nie waar vir is julle, nou, vers 11, ek gaan nou nie vir julle die Messias van Hendel sing nie, maar hier's 'n pragtige lied, klassieke lied, van hy sal sy kudde laat wy. He shall feed his flock like a shepherd, and he shall carry the lambs in his arms. pragtig. Ja, gaan luister En dit so moet jou gesindheid wees Ja. teenoor jou huisgenote wat die Here nog nie wil dien nie. Amen. Moet hulle nie vloek nie, moet hulle nie afskryf nie. Doen dit wat hierdie vers sê. Jy sê nou vloek. Pastoor Jan, Jesus het by die vyeboom verbygeloop en daar was nie vye aan nie. En hy sê laat niemand ooit weer vrugte van jou. En die disippels sê, toe hulle die volgende dag daar verby gaan terug, toe sê sy disippels, meester kyk, die vyeboom wat hy gevloek het, is dood. Ja. Hy het nie reg die vyeboom gevloek nie. Hy het net negatief oor Die hom gepraat. vyeboom was simbool van die ongelowige Joodse stelsel, die kerkstelsel van daai tyd. Dit was 'n simbool daarvan. En wat hy daardeur gesê het, hier kom 'n nuwe bedeling, want sy boodskap was, bekeer julle, verander julle sienswyse. Die koninkryk van die hemele is hier. Dis nie ver nie, dis nou hier. Sy naam is Immanuel, God met ons. En wat Jesus dan daar sê is van daai vyeboom, van daai tipe godsdiens wat altyd dit wil uitstel na môre toe. Môre gaan die Here kom. Môre gaan dit beter gaan. Ag Here, kom tog nou en help ons. Nee, die ware godsdiens is glo en ontvang. Jesus sê, daar waar hy gesê het, gooi die berge in die see. Markus 11. Jesus sê, wanneer jy staan en bid, glo dat jy reeds ontvang het en dit sal so wees. So hierdie mense vir wie jy so glo dat hulle reeds in die koninkryk sien hulle dan. En dan skielik manifesteer hulle nog leliker. Weet julle, ek het dit ook al gesien. Hoe meer jy vir mense bid, hoe meer erger raak hulle. Ek wil julle net dit waarsku, maar nou moet jy eers bly wees. Dit beteken dinge is besig om te werk. Want dinge is besig om te werk. Dan sê hou net by jouself. Sê dankie Here, die oë van hulle verstand is verlig. Hulle begin sien, hulle begin snap. Ek stel hulle volmaak voor in Christus Jesus. By daai gebed in Kom nou, Efesiërs. hoor julle my? Amen. Dis jou bediening. Dalk het jy gebore net vir die een doel, om daai een persoon so in te kry. Amen. So moenie toelaat dat die duiwel dit van jou steel nie. Hou jou kop reg in Christus Jesus. Die koninkryk is op hande, dis by ons, dis in ons. Die koninkryk van die hemel is nou binne in jou. Jy is bekwaam gemaak om kontak te hê daarmee en om hierdie bediening uit te leef na jou mense toe. Okay, vers 12. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet en van die hemele met 'n span die maat geneem en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n weegskaal. Hierdie klink vir my baie soos psalms, alhoewel ek sien hier's nie 'n verwysing daarna nie. Maar wie van julle weet, dit staan iewers in psalms hierdie. Dis definitiewe beeldspraak van psalms. En dan vers 13. Vers 13 is dieselfde as Romeine 11:24. Romeine 11:24. Want wie het die gedagtes van die Here geken? Of wie was 'n raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee?
dat dit om vergeld moes word. Presies dieselfde. Maar deur hom en uit hom En tot hom is alle dinge. Wow, alles is deur hom. Syne Is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen beteken so is dit. So sal dit wees. So is dit. Ja. Vers 13, wie het die gees van die Here bestuur en wie was sy raadsman wat hom onderrig? Met wie het hy raad gehou dat die hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van die volledige insig. So, 100% Romeine 11 vers 24. Pragtig, né? Kyk nou hoe kom Paulus weer en hy herhaal die Ou Testament wat in vervulling is. En nou kyk ons terug, dis klaar gebeur. Vers 15, kyk die nasies is soos 'n druppel aan die emmer en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie. Man, hierdie is vir my mooi. Die Here hef die eilande op soos 'n stoffie, so jy kan die berg ophef en hom in die see laat val. Amen. En die Libanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. Al die nasies is voor hom soos niks. As niks en nietigheid word hulle by hom gereken. By wie wil julle God dan vergelyk of watter gelykenis naas hom stel? Die ambagsman giet 'n beeld en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwerkettings. Wie te arm is vir so 'n offergawe, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunsvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Weet julle nie, hoor julle nie, is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Hoofletter, sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is so springkane. En hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Psalm 104 vers 40. Kan julle gerus gaan lees. Ek dink ons gaan so 'n bietjie aan. Ek gaan hom nie Dat lees ons by nie, die ander maar julle punt, kan ja. gaan kyk. Hy maak die vorste tot niet en die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond. Of hy, hoofletter, blaas op hulle, sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg, soos 'n stoppel. En hier praat weer plante en bome, praat van mense of sienswyse. So mense wat 'n nie Christelike sienswyse het nie, word weggeblaas soos stof. Amen. Vers 25. By wie sal julle my, hoofletter, dan vergelyk, dat ek, hoofletter, net so kan wees, sê die Heilige. Vers 26. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy, hoofletter, laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is. Daai grootheid van krag en sterk van vermoë, koag. Weer koag, ja. Daar word nie een gemis nie. Nou, ons gaan nou die laaste gedeelte wat 'n mooi gedeelte is in Jesaja. Kyk, hierdie hele bou nou op, hierdie Dit wat ons bou sopas op. gedoen het, na hierdie toe nou om dit te bevestig en dit af te rond. Laat Israel nie moedeloos wees nie. Vers 27. Wie is die ware Israel vandag? Die geestelike Israel wat Jesus Ons is. aangeneem het. Almal wat Jesus aangeneem het, is die geestelike ware Israel. Hulle wat Jesus verwerp, is die valse, Amen. vleeslike Israel. Goed. Daarom sê hy dan, o Jakob, gaan aan. Waarom sê jy dan, o O, Jakob? waarom? Ek sê daarom. Hoekom sê jy dan, my weg is vir die Here verborge?
en my reg gaan by my God verby. Met ander woorde, baie keer dink ons, Here, nou waar is U dan nou? Here, sien U nou nie, ek kry swaar nie. Here, verstaan U dan nou nie? En hy, basies sê die Here, moenie so dink nie. Nie so dink nie. En dan sê hy, vers 28, weet jy dit nie? Of het jy dit dan nou nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here. Hy is die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. En nou kom ons by die, hierdie is mooi. Hy gee die vermoeide krag. Kwag. Sê almal kwag. Kwag. En vermenigvuldig die sterkte, selfe woord, kwag. Vir die wat geen kwag het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel dikwels. Almal wat 'n ander sienswyse het as Christus, dis 'n kenteken, dis wat gebeur. Maar die Sê almal, maar die wat op die Here, nou daai woord wat wag. nou kom. Daai woord wat nou kom. Maar die wat op die Here wag, is die woord kwag. So kwag, hierdie kom eintlik van die woord dan kwag af. Kwag. Ja. Dis eintlik soort van 'n vermeerdering daarvan. Dis eintlik kwava. So As jy hom in die Grieks, as jy in Afrikaans wil sê, ja, dink is eintlik almal guava. die guava bome. Ja. Dink aan guava. So- En nee, guava is 'n baie goeie vrug om te eet. Dis baie Ja. Vitamiene C in. kwava, Q, U, V, A, H. Kwava. As jy hom platweg sê, dan sê jy kava. Kava. Jy kan dit ook sê. En dit beteken, nou kom dit. Dit beteken, Sê, dit beteken invleg. Dis nie 'n passiewe, sit op die stoep en rol jou duime en sê ek wag en nou het jy nog vir my gesê, ek sê vir hom nou, hoekom kom jy in die gang nie? Hoekom, ons werk nou, kom ons doen. Hy sê, nee broer, ek wag. Daar is 'n skrif, Jesaja 40, sê ek wag op die Here. Ek sê toe vir hom, wat wag jy nou? Wat se wag? Dit ek nie verstaan nie, maar vandag verstaan ek dit, dat hy dit so misverstaan het. Ons almal het eintlik misverstaan het. As jy notas neem, So die woord wag beteken, Pastoor Mimpie, kwava, invleg, sê almal invleg. Nou julle weet almal, né? Jy kan nou een lyntjie hê en dan kan jy hom breek. Dan kan jy twee van dieselfde lyntjies vat en dan vleg jy, en miskien is jy sterk genoeg om dit ook te breek. Dan sit jy 'n derde een by en dan vleg jy hom so in. Dan gaan jy hom sommer breek nie. En as jy 'n vierde een sit, dan gaan jy hom glad nie breek nie. En 'n 15 en 'n 16 sê almal invleg. Sê weer vir my daai woord. kwava. Kwava. As jy hom platweg in Afrikaans kava. So baie duidelik, kwava. hy wat op wie wag, op wie kwava, op wie invleg, Die Here, die Here. die Gees Nou, van die Here. kom ons verstaan dit nou mooi. Jesus is die woord wat vlees geword het. Amen. Die woord is niks anders as ons hemelse Vader se gedagtes. Jesaja 55 sê hy, kry hemelse gedagtes. Kry jou Vader. Jesus sê in Johannes 6, ek is die hemelse brood wat die hemelse gedagtes bring. So is dit nie maklik nie. As jy die woord, wie Jesus is, ons het nou heeltyd gepraat van die woord hierso, kan invleg, sê almal invleg, kwava, in jou gedagtes in. Maar wat doen ons die hele tyd? Ons vleg al ons bekommernis in. Ons al ons kwaad, ons murmurerings. Ons is heeltyd op hierdie groepe waar almal murmureer. En dan murmureer ons self. En nou kyk jy of jy 'n groter murmureerder kan wees as die ander murmureerders. So jou kop is vol murmureerding. Gevleg. Dis 'n nuwe woord. Gewonder.
Wanneer die geringste ou wyntjie opsteek, dan val jy sommer om. Kom ons doen dit nie. Kom ons word lief vir die woord wie Jesus is. Kom ons vleg, ons eet hierdie woord. Ons voed onsself met woorde van geloof. Ons vleg die gedagtes van ons Here wat sy woord is in ons gedagtes in, aanhoudend. Hoe kragtig word jou gedagtes nie? Goddelike gedagtes. En wanneer jou mond oopgaan, dan spreek jy woord. Wat is daai wat ons gesê het vroeër? Daai wat jy sê het wat harde woord is wat uitkom, dis dieselfde, dis koag. Maar hierdie is kwaba. Maar dit lei na kwava toe. Yes. Kwava gedagtes, ingevlegte in die Here se gedagtes, spreek kwava woorde. Sê amen. So almal van julle weet, as jy 'n wol van 'n skaap afskeer, dan sit 'n bondel, nee. So en dan vat hulle daai wol en dan dis 'n bol wol en dan het hulle 'n spinwiel en dan is hier 'n ou wat hom Voer. so voer. En dan En dan aan die ander kant kom 'n bol wol uit wat nou 'n bietjie sterker is as daai wat sterker is. ou paar stringetjies wat aanvanklik ingegaan. Nou vat jy daai wol en jy sit 'n ekstra stringetjie by. Kom ons sê jy sit 'n goue stringetjie by. Die goue stringetjie is God se woord, nê. En jy sit die goue stringetjie by en jy weef hom weer. Nou luister nou mooi. Nou het jy daai. Nou kom jy en jy sit nog 'n ekstra enetjie by wat dalk 'n biesie of 'n riet of 'n ding is en jy sit hom by. Of dis dalk 'n vlas of iets en jy sit hom by. En dan vat jy daai en jy weef 'n mandjie. Jy kan 'n huis bou daarmee. Amen. Word al sterker. Dit word al hoe sterker en dit bring ons by nou. En hoeveel meer nie as jy die woord van Ja, Jesus Christus. Ek wil net hê julle moet net iets baie groot onderstreep in jou Bybel. Daai wag is nie 'n passiewe wag nie. Dis 'n aktiewe wag. Dis 'n invoer van sy woord Dis in jou 'n gedagtes. invleg in jou siel in om vesels bymekaar te bind, to intertwine and to interwove. So, jy kan 'n mandjie vleg. Nou dink ek dadelik aan ou Moses. Wat het ou Moses se ma gemaak? Dis sy sien maar Moses is mooi. Wat het sy gedoen? Sy het gedink, ek gaan hierdie kind red. En wat het sy gedoen? Sy het bissies gevat en sy het gewat. Gekwal. Sy het 'n mandjie gevleg. En sy het hom versterk. So, daar's die oplossing mense, vir julle wat En luister. dit was 'n redding geweest vir hom. Nou gaan ons afsluit met Efesiërs 4. Net voor jy afsluit. Yes. Kom ons wees kinderlik nou. Kom ons glo die Here. Kom ons raak lief vir sy woord. Kom ons vat sy woord. Kom ons kry die regte prediking en ek wil dit sommer klaar doen. Is woordprediking. Klaar afgehandelde prediking, want die koninkryk van die hemele is binne in jou. Maak jouself sterk met Christus, woord. Vleg dit in jou gedagtes in, dan gaan jy vir jouself baie beteken en vir die mense in jou lewe. En dan begin jy daai bidder en daai een wat swanger word en geboorte gee aan ander mense in Christus Jesus. Amen. Ek wil Efesiërs. gaan na Efesiërs toe. Jy as 'n enkeling is een draadjie. Hoor wat ek sê. Jy's een draadjie. Nou kom jy by jou boeties en jou sissies. Hulle sit hulle krag by jou krag. Nou is ons besig. Om te vleg as 'n Ons is gemeente. besig om te vleg, né? Ons is besig om 'n gebou saam te voeg. Efesiërs 4 sê sodat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Sê almal eenheid in vleg. Dis waarom dit so seer maak as mense besluit. Ja, ek trek nou my garingkie hier uit by julle Ja. en ek gaan nou weg. Maar nou, Dis hoekom dit so seer oulik maak. vanoggend is ons al buite gou, ons kyk gou, kom ons daai een wasbak se water nie en hy's toe verstop, krap hom toe oop. En die water stroom toe daar uit, nou loop dit half na die huis toe en was toe Miepie gryp 'n besem daar wat daar lê. Maar die besem so half geknak. Dis 'n ou besem.
En dit is so optel, het julle al 'n besem wat so in die middel geknak, jy tel op, weet jy veel met hom. Ek weet, dat is soos 'n been wat lam is, jy weet. En, maar nou gaan sy nog steeds aan met hom, en sy probeer daai water wegvee. En daar is dit so duidelik, en ek sê vir haar, weet jy, en sy sê eintlik vir my ook, weet jy, dit so voel as jy nou 'n lidmaat het. 'n ledemaat het, wat nou so opereer. Die persoon is nou net... Jy wil nog so staat maak op hom, dan sy weg. En daar die volgende oom, is nog 4 dae breek hy toe, so moet jy moet hom af. Staan sy net met die ou stokkies in die hand. Ja, goed. Nou, hy sê, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees. Nou, as jy net 'n touwtjie is jy 'n kind. Hoor wat ek sê, jy's 'n babietjie. Jy's net 'n touwtjie. Jy wil op jou eie wees. Los my uit, ek sal die Here dien by my huis. Jy's net 'n touwtjie. Jy's net 'n garingkie. En pas op. Hy sê, soos kinders wat soos golwe heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei, ingevleg. Jy word 'n dik tou, nee. En alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Nou, vers 16, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind. Hallo. Waited on the Lord. Saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. As ons volwasse kan word, dan word jy 'n volwasse tou. En jy laat toe dat jy ingevleg word. En nou, dit staan hierso in Petrus. Ek dink nou net daaraan, dit staan hierso in Petrus. Hy sê, ek het dit nou nie voor jy nie, ek kry dit nou net hierso. Petronella, ons sal moet begin klaarmaak. Ek weet. Petrus sê hierso, got it. 1 Petrus 1 vers 5. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Dis baie mooi. Christus. Amen. Wow. Amen. Vader, ons dankie vir u woord vanmôre, ons dankie Here. Amen. Vir die insig van die Heilige Gees, die vertroosting van die Heilige Gees deur die woord. Ons dankie Here dat hierdie woord sal uitgaan oral, posvat en vertroosting bring en bedieninge losmaak en mense losmaak en dat ons almal sal toetree tot voltydse bediening. Ons gee al die lof, al die prys in Jesus naam en almal sê amen.